dis en ek moes my hele preek verander. Want ek het regtig gevoel hierdie se ding met die Here wil ek moet share met julle. And it's about the secret place. Ek gaan begin met the Song of Solomon. Dis iets wat ons nie baie van lees nie, maar it's a love song, né? En dit is waar die lover, die man pursue die vrou, his bride. En hy kom en hy sê, with great delight, it's actually die vrou wat praat, dis eers sy sê, with great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste. He brought me to his banqueting table, and his banner over me was love. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. The voice of my beloved, behold, he comes, leaping over the mountains, bounding over the hills. En dan praat die man, en hy sê, my beloved is a gazelle, a young stag. Behold where he stands behind our wall, gazing through the windows, looking through the lattice. My beloved speaks to me and says, arise, my love, my beautiful one, come away. Oh, my dove, in the clefts of the rock and the caress of the cliff, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is lovely. So dit is hierdie beautiful love song met die man en die vrou wat mekaar soek en hy kom en sy op die een plek, dan het sy al gebad en sy het haar nagklere aan en sy is met mirre en olies gesmeer en dan kom klop hy aan haar deur. En sy sê, ek gaan nie nou opstaan nie, ek is reeds in my bed. En dan besluit sy eventually, sy gaan maar wel gaan, sy gaan maak die deur oop. En dan is haar lover weg. En sy hardloop in die straat, en never mind dat haar voete vuil maak, en sy hardloop, en sy vra die wagte, het julle my beloved gesien? En hulle sê, nee, ons het nie, en sy hardloop en sy gaan soek hom. En dan kry sy hom in die secret garden, waar hy vir haar gewag het. En dan sit hierdie beautiful love story, waar hy sê, beautiful is sy, en hoe sy sê, hoeveel sy hom lief het. En ons lees nie baie keer die lied van Salomon, hierdie hooglied, want dit is so symbool van hoe goed na sy bride toe kom, en how hy pursues, en hoe hy klop aan ons deur, en hy sê, kom weg, kom saam met my, ek wil met jou praat, ek wil jou my liefde betoon. En dan sê ons, ag nee, tyd is nie nou reg nie, ek is nie nou lus nie, maar dan wanneer ons wel ingeet, dit is absolute love story, van intimiteit, van liefde. En dis asof goed vir ons sê, ek is jou lover, ek wil jou pursue, maar ek wil ook hê jy moet my pursue. Want dis in hierdie pursuit, in hierdie liefdesdans, waar ons mekaar ontmoet, en waar my secrets, my liefde aan jou kan betoon. So today gaan ons, vandag praat ons oor hierdie secret place, hierdie geheime plek, waar God elkeen van ons ontmoet. En dit is baie keer, ons dink baie keer, dit is 'n plek van waar jy jou deur gaan toemaak, en waar jy in secret met hom gaan ontmoet. Maar baie keer is dit so simpel ding, soos net in jou bed, in die aand voordat jy as jy nie aan die slaap kan raak nie, want hy kom klop aan jou deur. En waar jy daai tyd gebruik om met hom te ontmoet, of jy gaan stap met die hond, dit is persoonlik, dit is my secret place. Ek love het om alleen, dit is my secret time, en ek praat met die Here, en terwyl ek met hom praat, en ek stap, voel ek hoe ontmoet hy my daar, want ek neem tyd uit my dag uit, I'm pulling away from distractions van ander dinge, my foon is nie daar nie, en ek is nie daar, dis die Here, ek wil praat met U, and I want to hear what you want to say to me. Liefste ding, so ons eerste punt is, God is 'n God van mysterie, is 'n God of mystery. Hy is nie casual nie, hy is nie oppervlakkig nie, hy is nie, he's mysterious, and he's deep and he's intentional. He operates in mystery, but he wants to share those mysteries with us. Deuteronomium 29 sê, God, the secret things belong to our Lord. Hy secret things aan ons expose. Daniel 2 vers 22, toe Daniel Nebukadneser se droom moes uitlê, sê hy, ek kan hierdie nie doen nie, maar God, he's the one who reveals deep and hidden things, and he knows what lies in darkness. So die eerste ding wat ek wil sê is, God is 'n God van mysterie. And he doesn't hide things from us, he hides things for us. Want hy wil hê dat ons moet hom pursue, dat ons na hom moet soek. Kyk gou, ek dink die volgende vers lief is Matteus 13. Dis soos 'n juweel, wat hy sê. The kingdom of heaven is like a treasure in a field, and
And when a man finds it and he hides it again, I say, hierdie ding is so kosbaar. And in his joy, he goes out and he sells his land and he buys this field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. And when he found it, like barrels van wysheid wat God met ons wil share, he went away and sold everything he had so that he could buy it. Jesaja 64 sê, I give you hidden treasure. So ons sê baie keer, ons weet nie wat God wil hê van ons lewe nie. Ons het nodig om te weet wat in ons toekoms lê en wat ons moet doen. Maar hy sê, ek het, dis 'n hidden treasure, ek begrawe dit, want ek wil hê you need to meet me in the secret place so that I can share it with you, dat ek my geheimenis aan jou kan openbaar. Kyk gou wat sê Handelinge 17 en toe ek actually begin eers navors oor secrets en treasure en hoe goed God vir ons dinge onder die oppervlak probeer wegsteek, want hy wil hê ons moet hom kry in 'n secret place. Hierdie is Paulus en hy praat met die ouens in Athens, die wyse mense, en hy sê, God, he's not worshipped with man's hands as though he needs anything, for he gives life and breath to anything. He's determined the pre-appointed times and boundaries of their dwellings. Maar kyk vers 27, so that we will seek him, so that they should seek the Lord in the hope that they may grope and find him. Dus baie keer is dit ons in ons lewe gaan, ons grope vir God, ons soek hom in die misterie, in die onsekerheid van wat ons moet doen. Maar dit is presies wat God wil hê hy ons moet doen. So, come grope for me. Dit is amper soos om donker kamertjie te speel. But in that groping, in our soeke, sê God, that you will find me. For he is not far from each of us. Ek is hier, dit is amper asof ons soek, en jy's amper by my. Jy weet, jy's amper so donker kamertjie gespeel het, en jy kruip, but grope, so that I want you to find me. Ek wil hê jy moet vir my soek, want dan gaan jy dieper in die kamer, en jy gaan dieper in die misterie in, so dat myself en jou kan openbaar. For in him we live, and we move, and we have our being. Jeremia 28 sê, you will seek me and you will find me. Dis nie asof jy my gaan soek in hierdie secret place, asof jy gaan jouself afsonder om met my stem te hoor, en jy gaan my nie kry nie. You will seek me and you will find me if you search for me with all your heart, and I will be found by you. It's so amazing. Ek dink aan 'n deel waar hy sê, wat is seun as hy vir sy pa brood vra, gaan ek vir jou 'n slang gee? As jy vir my gaan soek, gaan ek myself aan jou openbaar. But he wants us to search and to grope, that pressing in for him. So kom ons kyk gou wat presies, waar en wat is hierdie geheime plek? What is the secret place? So ons sien in Exodus, ja, dis in Exodus. Die gaan ek enetjie terug. So hierdie is 'n foto van die berg Horeb. En ons sien God roep vir Moses. Hy sê kom uit die kamp uit. Ek wil my 10 gebooie aan jou gee. En Moses loop op die berg Horeb en hy vat vir sy assistant vir Joshua gaan saam met hom. Maar belangrik, hy sê kom uit die kamp uit en kom doen 'n bietjie effort om kry om met my op die berg. En dit is fire, en dit is brimstone, en dit is wolke en weerligstrale. En Moses ontmoet vir God daar. En God gee hom sy 10 gebooie, en hulle kom af, en hulle sien die Israeliete die goue kalf gemaak. En Moses loses it. Hy sê, ek het nou net hierdie amazing ontmoeting met God gehad. Ek het hom aangesig tot aangesig gesien, en hy kom af en hy sien wat het die Israeliete gedoen. Hulle die goue kalf gemaak, en hy breek die gebooie, en die volgende ding, ons sien nou klaar die effort wat God kom nader, in plaas van nou is dit nie meer op die berg nie, die volgende stap is, God sê van bou vir my die tent van ontmoeting, the tent of meeting. En hier is waar hulle, een keer waar hulle gereeld moet ingaan, om God aangesig tot aangesig te ontmoet. Exodus 33 sê, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Yeah. Then Moses would return to the camp. Maar lees gou hierdie vers, ons lees het so maklik om dit te mis. Joshua wat saam met
Moses halfpad die berg opgegaan het toe hy die 10 gebooie gekry het, gaan saam met hom in hierdie tent van ontmoeting. Jong Joshua, hy's ook 'n tienerseun. En Moses kom uit die tent van ontmoeting uit, met Joshua lingered. But his young age Joshua, son of Nun, did not leave the tent. So hy het daar absoluut in die tent van ontmoeting gebly, om meer van God te kry, to soak in his presence a bit more. En dan is dit enige wonder dat, wanneer, en ek het dit vanoggend gelees in Joshua 1, waar God nou vir hom sê, Moses, my servant is dead. Want ja, ek het jou begin voorberei, jy het in my tent van ontmoeting gekom staan, jy het 'n honger en 'n dors na my toe gehad. So nou is jy die volgende een. Jy is reg om die Israeliete vorentoe te vat, want ek het jou begin voorberei, want hy het so honger gehad, hy het such a desire om meer van God te ontmoet, dat God gesê, nou is jy reg, ek het jou begin hier koop, mighty man of valor, nou kan jy ingaan om die Israeliete te vat. So, as I was with Moses, so I'll be with you. Never will I leave you nor forsake you. Be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord will be with you wherever you go. Een van die eerste, ek dink as mens praat van die secret place, ken ons almal Psalm 91, waar sê, he who dwells in the secret place, hy wat lewe, wat dwell in the secret place of the Most High God. En ons almal ken die vers, maar ek wil ook gou probeer van dit gaan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I trust. Surely he'll deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Kyk vers 4. He shall cover you with his feathers, and under his wings shall you take refuge. His truth shall be your shield and buckler. So ons almal ken al hierdie goeders, maar waaroor dit gaan, as jy nou die volgende verse kan gaan, die woord secret in Hebrew is die woord Satan, soos later, Sater. Secret beteken shelter, dwelling, a covering. So dit is hoekom nou begin Psalm 91 sin maak, want hy sê, if you dwell in the secret place, daai secret is your covering. Dit is letterlik soos 'n mamma hen met haar vere. So as jy in my secret place ingaan, is dit asof jy soos 'n kuiken onder haar maag kom sit, en jy's under daai covering, jy's under the shelter, sodat al die ander goeders wat met jou gebeur, al die storms, die pestilence, die siekte, die aanvalle, kan met jou kom, want jy's in 'n secret place, jy's under my covering. Dis asof so 'n groot kombers en die vere wat jou cover. And nothing of this can hurt you. Niks van hierdie kan naby jou kom nie, sê God, want jy's onder my beskerming, jy's onder my vere, onder my beskerming. Maar let op, dit is the word dwells. Dis om daar te bly. Dis nie net om in te gaan en uit te gaan in een keer nie. Nee, McDonald's. Dis nie 'n drive-thru nie. Dis om letterlik to abide, to dwell, te lewe and in the secret place. It's not a visit, it's not a occasionally stop by, dis nie 'n McDonald's nie, it's to live there. Maar wat ons sien is dat God begeer intimacy. He doesn't desire performance. Lees my gevraag na die volgende vers toe. En ons sien hierdie, en dit is my amazing, om as mense dit eers begin soek en begin raak sien, hoe Jesus in sy ministry geweldig een was vir secrecy. Hy wou weggebly het van die kraat af. Hy wou, ek weet vir die eerste 30 jaar het hy in secrecy geoperate. Ons weet van hom, en dan is hy weg, dan hoor ons nie weer van hom nie. En selfs wanneer hy sy ministry begin, probeer hy dit in 'n geheim hou, want hy weet dat sy grootste werk gebeur wanneer ons in secret is, wanneer ons in intimiteit is met hom. En hy sê in Matteus 6, kyk hoe baie keer praat hy van al hierdie goeders, waar hy sê, do not, take care not to do your good deeds publicly before men, in order to be seen by them. Otherwise you will have no reward reserved for and waiting for you, excuse me, amplified, and from your Father in heaven.
Thus, whenever you give to the poor to charity, do not blow your trumpet before you, as the hypocrites in the synagogues and in the streets like to do. They may be so that they may be recognized and honored and praised by men. Truly I tell you, they have their reward in full already. But when you give to charity, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your deeds of charity may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, don't be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen by people. Truly I tell you, they have their reward in full already. But when you go pray, wanneer jy in jou secret place ingaan, wanneer jy God se aangesig soek, go into your most private room, maak daai deur toe, close the door, pray to the Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in the open. So ons sien God. Jesus encourage sy mense om te sê, ek sien wat in jou private lewe aangaan. Jou mees intieme gedagtes, dit wat niemand anders sien nie. Ek sien dit. Maar ek invite you into intimacy. Nie into a religion nie sodat ander mense kan sien nie, maar sodat ek en jy kan reël wees met mekaar. Sodat ek my hart aan jou kan openbaar en jy jou hart aan myne. Sodat ek my geheimenisse, my stem, my hartklop aan jou kan openbaar. God does his most powerful work in secret. Wel, kyk, kom ons kyk op Psalm 139. Kyk al die geheimenisse wat die Bybel van praat. My frame was not hidden from you when I was made in a secret place. I was woven together in the depths of the earth. Psalm 51. You taught me wisdom in that secret place. You know, baie van ons sê, Here, ek het die wysheid nodig. Ek moet weet wat is die volgende stap, die volgende besluit wat ek moet neem. En dan sê ek, you teach me your wisdom in the secret place. Waar ek alleen is saam met U, maar ek moet tyd vat. Ek moet myself afsonder. En dan sê God, He reveals His secrets in the secret place. Job, sê, how I wish that God would speak, that He would open His lips against you and disclose to you the secrets of wisdom. For true wisdom has two sides. Daar's my kant en daar's God se kant, wat hy verstaan, wat soveel groter is as myne. Would God have discovered it, since He knows the secrets of the heart. God weet presies wat ek en jy nodig het, wat in ons harte aangaan. En as ons in daai tyd van secret place gaan, is waar hy sê, okay, kom ons skei, skei die kaf van die koring. En dan is dit soos Psalm 42 sê, deep calls to deep in the roar of your waterfall. My diepste secrets, my diepste geheimenisse, my diepste behoefte, is dan deep calls to deep. Is wanneer ek God se hart hoor, God se behoefte vir my lewe, wat hy wil hê ek moet doen. Soos ons gesê, Jesus often operated in secret, but He taught in private. Dis iets wat sy disippels nie verstaan het nie. Hulle wou gehad het, hy moes nou gekom om te overthrow en om jou kingdom te bou. Ons sien ons in Johannes 7 vers 4, sê sy disippels vir hom, niemand wat 'n openbare figuur wil word nie, 'n public figure operates in secret nie. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you're doing these things, show yourself to the world. Kry jou public profile, kry Instagram followers en jou TikTok followers. Ons moet ons nou popular maak. Maar hulle het so nie verstaan wat Jesus verstaan het. Is dat hy gesê, ek is about the one-on-one. My diepste werk gebeur met jou in geheim. Ons dink aan Nikodemus wat in die aand gekom het. En hy was 'n geheime disipel. En hy het gekom toe niemand anders te was en hy het alleen met Jesus kom praat. En Jesus het hom nie rebuke nie en gesê, kom terug wanneer al die mense hier is nie, want dan kan ek julle almal leer nie. Nikodemus het in die donker gekom. Jesus het met hom one-on-one gepraat en hom gesê, daai teaching van how to be born again, daai absolute revelation, wat hy alleen aan hom in secret geopenbaar het. Ons sien in Markus 7, Jesus left the place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and he didn't want anyone to know about it. Wat ek met jou lewe doen, wat ek besig is om
om te verander en te groei in jou lewe. Dit is nie vir public consumption nie, dit is my intimiteit met jou, dit is soos in 'n huwelik, wanneer jy daai intimacy share, en dit is nie vir die ander mense nie, ek is nie geworried oor wat ander mense dink nie, ek wil hierdie tyd met jou alleen nie, but he could not keep his presence a secret, en dit is presies wat gebeur, wanneer God met ons praat en hy is besig met sy werk, eventually you can't keep that work a secret, en dit spoel uit na ander toe, but first it's got to have its work in you, daai transformasie gebeur in die geheim. Nog 'n voorbeeld van Jesus wat nie gehou het van die skares nie, wat gehou het van secrecy, om in 'n secret place met mense te praat. Markus 5, ons ken die storie van waar Jairus na hom toe kom en hy sê, meester, my dogtertjie is siek. En hy sê, ek sal kom, just believe. En op pad terug, ons ken die verhaal, kom hy saam met die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en hy genees haar eers. Maar teen die tyd wat Jesus naby Jairus se huis kom sê hulle vir hom, jou dogtertjie is dood. Jy hoef nie meer te kom nie. Dit is nou te laat vir die miracle. En Jesus word nie van stryd afgebring deur die feit dat sy nou reeds dood is nie. Hy sê net, just believe. My werk met jou is nog nie klaar nie. En hy kom by die huis en daar's 'n wailing en 'n weeping en almal huil. Jy kan imagine ons Afrika kultuur, almal huil. En dit is 'n commotion. Maar dit is nie so commotion is meer vir die openbare, vir wat ander mense gaan sê. Nee, dit is 'n hyping up van emosies van ander mense. En Jesus kyk na hierdie nonsens en hy gooi hulle almal uit. Hy sê, gaan uit. Ek kan nie my werk doen as daar so openbare show is nie. Want dit is 'n show, dit is superficial, it's not real. En hy jaag hulle uit die huis uit. After he put them all out, he took the child en kyk net in vers 37. Hy het eers een van sy nie 3 van sy disippels laat saam met hom gaan. Nie een van die skares om te kyk, kom kyk die amazing werk wat ek nou gaan doen. Hy het presies geweet wat hy gaan doen. Hy het net sy 3 most intimate disippels saamgevat en die pa en die ma. Wat ek gaan doen is 'n amazing ding. Ek gaan dit in secret doen. So, nadat hy hulle almal uitgejaag het, he took the child's father and mother and disciples, and he took the little girl by the hand and he said, Talitha kum, little girl, stand up. Immediately the girl stood up and began to walk around. So that was 12. And at this they were completely astonished. Kyk vers 43. He gave strict orders not to let anyone know about this. Hoekom? Dit is so 'n amazing wonderwerk. Dit is so counter our culture. Ek wil jy almal moet praat, post dit, almal moet weet hiervan. Hy het gesê, net julle 5. Dit is my intimate werk wat ek besig is om met julle te doen. In his secret place, God reveals his nature, his character, his plan, and his wisdom. Ons sien dat Jesus baie keer, en ek meen, Jesus was the word made flesh. He was God. Hy het die woord in hom gehad. He was God. Maar ten spyte van dit, sien ons hoeveel keer voor die transformasie, voordat hy sy disippels gekies het, voor die kruisiging, voor elke wonderwerk, sien ons hoe Jesus homself gewithdraw het, dat homself onttrek van die skares, sodat hy alleen met die Vader kon gewees het. Dat hy homself kon gesend het, dat hy die Vader se stem kon gehoor het. En as hy, the word made flesh who dwelt among us, nodig gehad het om te sê, ek het nodig om te withdraw, ek het nodig om alleen met die Vader tyd te spandeer. Hoeveel meer? Nie ek en jy nie. Hoeveel meer het ons nie nodig net om te sê, ek moet wegkom van distractions af, ek moet my foon net bietjie afsit, ek moet wegkom van ander mense af. En dit is amazing, en ons het gepraat hierdie week van, tegnologie is great, maar dit is vir my baie concerning om te hoor hoe min mense, of hoeveel mense deesdae sal erken openlik en sê, weet jy, ek lees nie Bybel nie. Ek sit 'n podcast aan of ek luister na 'n preek. En jy dink dis okay. Dit is nie okay nie. God wil hê jy moet jouself withdraw, jy moet distractions neersit, jy moet soos daai treasure, jy moet begin soek in die veld. En soos jy hom sy aangesig soek en begin sy woord oopbreek vir jouself, gaan jy daai treasure kry. Maar om te sê, ag, ek bid saam met my man of my vrou, of ek sit 'n podcast aan en ek luister na 'n preek, jy gaan nie daai treasure ontdek nie.
Jy gaan nie daai intimiteit kry nie. Dis not a secret place. Daai geheim is 'n ding wat vir jou alleen is. Dis nie vir al die ander mense nie. Dis jou geheim. Dis jou werk. En dit is vir my baie concerning die moderne tegnologie en die moderne era om te sê, ag ek luister na 'n preek en is goed genoeg vir my. You're missing the mark. What God starts in secret must grow in secret. En dit is nogal vir my, terwyl ek gelees het van Jairus se dogter, een van ons favourite verse of ons stories in die Bybel is soortgelyk, is die Shunammite woman. Dis 'n seun, sy kry 'n belofte dat sy 'n seun gaan hê en sy's oud en eventually word die seun gebore na eendag wat hy siek word en hy aan sy kop vas en hy val dood neer. En die Shunammite woman gaan tel haar seun op. Sy vertel nie eers vir haar man nie. Sy vertel nie vir haar diensknegte nie. Sy bly choopstop. Want sy weet wat in die natuurlike gebeur is subject to the spiritual. En sy vertel van iemand, sy gaan haal net haar seun. En sy sê vir haar diensknegt, sal my perd op. Ek gaan na die man van die pot toe. Sy het nie daaroor gepost nie, sy het nie met ander mense gaan praat daaroor nie. Sy het net haar mond choopstil gehou. En gesê, God is nog nie klaar nie. This is not the final chapter. She says nothing, she runs to the prophet and she holds on to faith. She didn't broadcast her problem, her crisis, and she didn't complain publicly. Want sy weet that what God starts in secret must grow in secret. Ons het gepraat van Nicodemus wat in die donker en in die geheim gekom het na Jesus toe. Maar die probleem is dat baie keer is God besig om ons iets in ons gees te dra in hierdie secret place. Of hy is besig om iets te openbaar. Daar kom 'n verandering in jou toekoms of ek wil hê jy moet 'n bietjie hier verander of daar verander of wat jy hier gedoen het is nie hierdie een area van jou lewe is nie vir my great nie. Ek is 'n bietjie besig om dit te skaaf en te skuur. Maar dan is die grootste probleem wat ons daaroor doen, ons praat te vinnig daaroor. En ek is self skuldig daaroor. Die Here het vir my iets gewys. Ek wil met jou dit share en dit is great. Ons is in die gees is ons een, maar wees versigtig met wie ander jy dit share. Want daai vrug moet eers bietjie ontkiem. Sy vrug, gee tyd vir daai vrug wat God besig is om aan jou te openbaar in jou secret place. Gee kans vir daai ding om bietjie te groei. Anders is dit soos wat hy sê in Markus 4 van the birds of the air kant. Die God se woord gaan uit en hy's besig om daai saad is vol belofte, dit is vol lewe. Hy's vol potensiaal. Maar as jy nie gaan toelaat vir daai saad om in die grond te ontkiem nie, bietjie wortel te skiet nie, en jy gee dit te vinnig weg, dan is dit soos die vloeëls van die aarde wat kom, en jy het nie saad nie, jy gee jou saad weg. Terwyl God besig is om 'n geheimenis te doen, en jy moet daai saad en daai vrug moet jy beskerm. Ja, Markus 4 waar die gelykenis gee van die saad. We don't know how. Maar dis een van die gevare is dat ons gee saad, dit wat in geheim gebeur, dit wat God besig is om te ontkiem in jou lewe, dat ons dit te gou weggee. Dit gee gou vir my die volgende ene. Okay, nou is die 2 cautions. What to bear in mind when meeting God in your secret place. Die eerste ding is, pas op wat jy in jou secret place toelaat. As ons dink aan die tent of meeting, waar die eerste secret place was, in die Holy of Holies, waar die hoëpriesters God ontmoet het, hulle moes baie werk gedoen het. Hulle moes seker gemaak het, hulle klere was gereinig. Hulle het 'n cleansing and a purification ritual gehad, before they went into the most holy of holies. En wat nodig is wanneer ons vir God ontmoet in ons secret place, moet ons oppas wat ons toelaat in ons secret place. Jy kan nie verwag om God te ontmoet en dat hy jou hart uitsorteer en jou gees en jou prioriteite uitsorteer. As daar contaminations is, as daar contaminants is. Soos die priesters wat ons self heilig. Daar kan nie bitterheid wees nie. Daar kan nie anger wees of onvergewensgesindheid. En dan dink jy dat God my gaan ontmoet daar en hy gaan jou ontmoet, maar hy gaan jou eers moet uitsorteer. Maak seker dat jou prioriteite reg is, dat jou hart rein is. Don't allow bitterness, offense or unforgiveness. Keep your inner sanctuary, hou jou
in a sanctuary heilig, consecrated, set apart. Moenie toelaat wanneer jy God ontmoet in jou secret place, dat dit wat in die buitekant in jou wêreld gebeur, dat dit gaan contaminate, dat dit kom in jou binnekant nie. Sê God, ek is net hier en los daai goed buite. Dit is soos, wat is daai storie wat hulle sê, ship doesn't, die skip wat op die water, dit gaan nie sink nie, as gevolg van die water buite om. Hy sink as gevolg van wat jy binne in toelaat. En as ek en jy in ons secret places, waar ons God ontmoet, en ons laat toe dat hierdie contaminants en hierdie emosies en die gaga wat ons saam met ons dra, dan gaan jy jou holy place, jou secret place, gaan jy word, is nie meer 'n consecrated plek nie, is nie meer 'n dedicated plek nie. So guard your heart. Dis wat die Bybel sê, guard your heart, because from that, everything else flow. So wanneer jy in jou secret place is, guard your heart. Los dit wat vuil, dit wat lelik, dit wat jou lewe upset, los dit buitekant. Laat jou secret place 'n plek is van heiligheid, van opregtheid, van 'n desire regtig om God te ontmoet. Die tweede gevaar is having a public faith without a private life. En dis presies wat Jesus oor gewaarsku het, dat die fariseërs op die straathoeke gaan staan en hulle praat en hulle klink amazing. En baie, dit gebeur in die kerk vandag ook. Dat baie gelowiges kom kerk toe, is besig in die kerk, lyk amazing aan die buitekant. Lyk asof hulle okay met God wees met God. Maar dit is geen secret place nie. Hulle die enigste tyd regtig wanneer hulle God ontmoet is op 'n Sondag worship. Dat jy die hele week deurgegaan en jy het nie een keer tyd gehad om God alleen vir jouself te ontmoet nie. En you rely on your public worship, your public time, om jou private tyd te laat groei. En dan wonder jy maar, hoekom staan nie vrug in my lewe nie? Hoekom het ek niks om vir iemand anders te gee nie? Hoekom staan nie groei nie? Van die enigste tyd wat jy vat om God te ontmoet is op 'n Sondag. Prys die Here vir dit. Maar dit is so nie genoeg nie. You need to have your secret place. When your public life becomes a performance, and your spiritual life becomes shallow, jy het geen krag, jy raak shallow. Your strength in public is determined by your depth in private. If you build your life on applause, wat ander mense gaan sê hoe dit gaan lyk van die buitekant af, maar binne staan niks, binne is dit dun. But what you build in secret, you become unshakable. Dan kan dit oorvloei na die res van die lewe. En ek glo vandag, God roep elkeen van ons, net 'n bietjie meer tyd te vat. Close the door. Maak die deur toe. En dit is 'n slep, ons is besig. Dit is 'n moeilike ding om dit te doen. Maar as jy te besig is om tyd met God alleen te hê, dit hoef nie ure te vat nie. Dit kan letterlik 5 of 10 minute wees, soos wat ek sê, dit kan wees in die aand, voordat jy in die slaap raak, as jy voel dat hy begin klop aan jou hart, en sê, hey, ek het nog nie tyd gehad vandag nie, ek het nodig om met jou bietjie te praat. Of wanneer jy in die kar sit alleen, sit die radio af, sit jou foon net bietjie af, en sê net, God, ek het net nodig om die stem te hoor, ek het net nodig om my hart met u te align, my mind, my gedagtes, I just need to align with you, ek het nodig om die stem in die hartloop te hoor, sê, sit die geraas af, kom sit in my presence. Baie keer is dit net 'n kwessie van om, as jy klaar gebid het, sit net bietjie. Jy klaar deur jou shoppinglys gegaan. Kan ek nou 'n bietjie praat? Soos met enige verhouding. Ons praat. Partykeer sê God, shush net so bietjie. Ek het net bietjie nodig dat jy met my praat. Just linger longer. Sit net bietjie in stilte. Just love him more. Just be. So baie keer is in 'n verhouding, geen verhouding sal werk as dit net van een kant af kom nie. Kry daai give and tyd nodig. Ek praat, jy praat. Date nights. Hoeveel meer het ons nie met God date nights nodig nie? En ons prioritiseer al hierdie ander goed en al wat hy wil sê is, hierdie is seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things that you need will be given to you. Maar ons soek my vir eerste. Laat ek eers wat ek het, my krag, my wysheid, my secrets of the kingdom, laat ek dit op jou kom net shower. En ek dink Satan weet die krag en die power van dit, en hy probeer alles in sy vermoë doen, om jou besig te hou, to keep you distracted. Want as jy distracted is en jou kop is besig met al die ander dinge, en daar is nie tyd nie, dan weet hy steel jou krag.
waar God net sê is, so, selfs net om vandag hier te wees, jy oorwin die bose deur tyd te maak, deur reg te kom van die distraction af. En Satan probeer alles in sy vermoë doen. Net om ons koppe besig te hou, om ons fone te laat lei. If he keeps you distracted, het hy gewen. But if you're too busy, you're too busy. En dit is vir myself 'n challenge in my lewe, om te sê, as my dagboek so vol is, en te sê, ek het deur die dag gegaan, ek het nie eers tyd met die Here spandeer nie. Maar wanneer jy die early in the morning I will seek him, as jy jou dag begin met dit, en jou hart is gealign, en jou kop, en jy bid sy blessing en sy seën af op jou dag. Ja, dis letterlik, you mount up on eagle's wings. En ek voel net vandag, God wil net vir ons elkeen om te uitnooi, te sê, kom na die geheime plek toe. Jou geheime plek en my geheime plek is totaal verskillend. Want God is so 'n intieme, persoonlike God. En wat vir my gaan werk, gaan nie noodwendig vir jou werk nie. Maar hy weet wat jy nodig het, hy weet hoe jou hart werk, hoe jou gees werk. En al wat hy sê, nader tot my, ek sal tot jou nader. Gaan jy nie alleen los nie. En ek voel net God is besig om in hierdie week vir ons elkeen uit te nooi te sê, vat nie 5 minute, 10 minute uit jou